Goeiemôre. Jy luister na die 18de oordeenking in die reeks. Jesus is die vraag. Ons tema vanoggend is: wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Ons het gister gepraat oor die vrae wat dokters aan ons stel wanneer ons siek is of skete het. Ek wens meer dokters sien die mens so as geheel mense, dat ons 'n liggaam het, maar ook 'n siel, ook 'n gees. Diegene wat na verlede jaar se reeks Kopskuif geluister het, sal onthou watter destruktiewe effek negatiewe gedagtes, eensaamheid of bitterheid op ons liggaam het. Iets soos alkoholisme vernietig nie net ons lewer nie, maar ook ons siel. Tegelyk behoort 'n goeie sielkundige bewus te wees dat 'n mens ook 'n liggaam het en dat jou liggaam 'n geweldige invloed kan uitoefen op ons emosies, soos langdurige pyn of skildklierprobleme, 'n tekort in ons bloed. Het jy al gesien hoeveel medisyne se neeweffekte het negatiewe emosionele gevolge? Ons is heel mense. Elke keer wanneer mense Jesus nader om genees te word, is dit meer as 'n liggaamlike genesing alleen. Ons moet onthou dat siekte in die Bybelse tyd dikwels tot gevolg gehad het dat mense sosiaal verwerp is, afhangend van die siekte, buite die dorp moes bly, soms tussen die grafte. Hulle is ook afgesny van die tempel af, want hulle is onrein beskou. Daarom dat Jesus telkens na 'n genesing vir mense die opdrag gee soos, gaan wys jou vir die priester, in die geval van die melaatse man. Met ander woorde, jy is nou rein en kan weer tempel toe gaan. Gaan terug na jou huis toe, in die geval van die besetene in die gebied van die Geraseners. Die skrywer van Jesus is the Question wys daarop dat die genesingsvertellings en evangelies nie koud en klinies gebeur nie, maar hulle is hoogs relasioneel. Die vraag wat Jesus vra, val ons soms vreemd op die oor, soos die vraag aan die man wat al 38 jaar lank siek was, toe Jesus vra, wil jy gesond word? Johannes 5 vers 6. Die idee wat 'n mens kry is dat Jesus die man uitnooi tot meer as 'n liggaamlike herstel. Terwyl Jesus op pad was vanaf Galilea na Jerusalem, begin Markus sy vertelling met die genesing van 'n blinde man en sluit die reis na Jerusalem af met die genesing van 'n blinde man. Dis diep betekenisvol. Toe Jesus met sy disippels en 'n groot skare uit Jerigo uit vertrek, nou dat hulle naby aan Jerusalem kom, het 'n blinde bedelaar met die naam Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad gesit. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy na Jesus geroep. Selfs 'n skare mense wat hom wou stilmaak, kon dit nie regkry nie. Dan roep Jesus vir Bartimeus nader. Bartimeus wat so haastig reageer, dat hy opspring en sy boekleed afgooi en na Jesus toe kom. Jesus vra dan die vreemde vraag: wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Die blinde man antwoord: Rabboni, dat ek kan sien. En dadelik kon hy sien. Is dit nie 'n aardige vraag om te vra nie? Sou Jesus nie weet wat 'n blinde persoon wou hê nie? Sou Jesus nie weet wat ons nodig het as net 'n wonderwerk ons kan red nie? Jesus se vraag, kan ons met sekerheid sê, is nie om inligting te kry nie. Jesus weet wat Bartimeus nodig het. Jesus vra die vraag omdat dit gaan oor 'n uitnodiging. Uitnodiging tot 'n verhouding. In Engels, it's not about information, but an invitation. Deur Jesus se vraag bely Bartimeus in die openbaar sy vertroue en geloof in Jesus. Maar soos ons nou al baie dikwels gesien het, moet ons die Bybel aandagtig lees. Want daar is altyd belangrike lyndrade om ons te help om die Bybel beter te verstaan. Net 'n paar verse vroeër, in Markus 10 vers 36, vra Jesus vir Jakobus en Johannes presies dieselfde vraag. Wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Wat wil hulle hê? Hulle soek mag en gesag. Hulle soek plekke van heerskappy.
Bartimeus vra versig. Ons moet die ironie hier raak sien. Die sienende Jakobus en Johannes is geestelik blind, want hulle sien nog steeds nie werklik waarom Jesus gekom het nie. Bartimeus is liggaamlik blind, maar geestelik kan hy sien. Dit is ook die uitkoms van die genesing, want Bartimeus, die enigste persoon wat genesing ontvang wie se naam aan ons genoem word in Markus, beweeg dan van die plek waar hy langs die pad gesit het as 'n uitgeworpene, tot 'n aktiewe volgeling van Jesus op die groot pad na Jerusalem. En in Markus het dit betekenis, enorme betekenis. Bartimeus is 'n volgeling van Jesus en hy sien. Hy is geestelik in staat om te kan sien hoekom Jesus gekom het. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Vra Jesus vir ons. Ons gebed vanmôre kom uit die groot gebedeboek, is 'n gebed van Augustinus van Hippo. God van ons lewe, daar kom dae wanneer die laste wat ek dra my skouers skaaf en my neerdruk, wanneer die pad vorentoe droewig en eindeloos lyk, die lig vaal, troosteloos en dreigend. Dae wanneer die lied uit my lewe verdwyn en my hart eensaam en my siel moedeloos word. Laat dan u lig op my pad skyn. Rig my oë op die hemele van u beloftes. Snaar my hart vir u lied. Skenk my die gemeenskap van die heiliges en van die geloofshelde van die eeue. En sterk so my gees om ook ander, wat die pad saam met my bewandel, te onderskraag tot u eer en verheerliking. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.